So ek's Christoph van Rymstof. Ry met my partner is in Durbs op die oomblik. Ja, ek's Christoph, ek het actually 'n paar jaar in die industrie wat ek bietjie in bands gespeel en so goed. Ek het vir Roots of Youth gespeel vir so 8 jaar. En toe vir Kurt Darren vir 3 jaar as session artist, gitaar gespeel en backing vocals. En ja, toe eventually ek bietjie by die Aram groep aangesluit net om in te val en ja, van daar af het die geloerik een van die members van Aram vir my gesê, "Hey man, kom ons begin 'n projek vir jou." En ja, dit sou 'n solo projek wees, maar toe eindig dit op as 'n duo groep wat heeltemal 100% reg met my was, want ek hou nie daarvan om alleen op 'n verhoog te wees nie. En ja, toe kry ek vir Raymond, ongelooflike vocalist. So ja. Vandag weet jy voor ek jou geken het. Dis die naam Rymstof. Dit was nie actually die eerste keuse vir 'n naam gewees nie. Ons het actually 'n naam gehad nie. Maar ons het eendag in die studio gesit, ek en Hugo, en een van die songs wat ons geskryf het op die album is Saterdag aand. En hoe dit werk is, as jy 'n recording doen, moet jy dit onder 'n spesifieke file name save, en ons het glad nie 'n naam gehad nie, en ek en Raymond saam sy naam het toe uitgekom as 'n Rymstof. So dit was actually net gewees dat ons net weet wie se folders en onder wat dit gesave is. En ja, toe eventually kry ons 'n kontrak vir Universal Music af en toe staan al op Rymstof. En toe ons van, ja, so right, so bad. So dis Raymond Christoph, Rymstof. Is ons stel van musiek, is dis maar 'n verskeidenheid van wat ons hou. Dit is bietjie hier aan 'n electronic pop klank wat ons het. En dan die ander goed's bietjie meer met die gitaar gedryf, wat dan so 'n bietjie van 'n rock pop klank het. Dis maar anders. Ons het nie regtig probeer, omdat ons so verskillende skrywers het op die album, het ons maar probeer om 'n bietjie ander sound te hê. Ons wil nie met na die album luister en gaan, jy weet, dis dieselfde tipe beat, dieselfde tipe klank wat jy kry op die album nie. So ja, en is lekker saam Von Gardner geskryf, saam Hugo Ludik geskryf, Raymond Oberholzer wat saam met my geskryf het. En ja, soos 'n bietjie different klank. As jy luister na die album sal jy ook hoor die musiekverskil heeltemal 'n groot verskeidenheid. En ja, die terugvoer wat ons gekry het van mense wat al die songs op iTunes geluister het, sê ook hulle hou daarvan, is anders. Ek is bang is mense raak bietjie bored as jy dieselfde tipe musiek die hele tyd hoor. Yes, ons het baie planne vir die toekoms. Ek dink enige ou het baie planne vir die toekoms. Wat ek nogal moet sê is ons werk saam ongelooflike goeie mense in die bedryf saam, ons Starbus Promotions wat saam ons werk. Muse Production is die geloerik, hulle Universal Music sit baie effort ook van hulle kant af in. En ja, ons het nou 'n groot projek wat ons ook nou mee besig is, een van die songs op die album wat se naam Shake It is. Hulle wil nie ek moet te veel daaroor sê nie, maar dit het iets te doen met die Titans. Maar ja, daar's baie mense wat saam ons in dit is om die moontlike sukses vir ons daarvan af te maak. Ja, basies wat ons doen, ons wil die hele Suid-Afrika toer, ons wil show oral waar ons kan. Jy weet, net dit geniet. Ek dink die hele idee van ons projek is om dit te geniet, daarvan te hou. Jy weet, kyk hoe baie ons dit kan doen om 'n suksesvolle projek daarvan te maak. So ja, boek ons oral waar jy kan. Ons is daar. Ons is op Facebook. As jy meer wil uitvind oor ons, jy kan kyk by Rymstof op Facebook, as ook Twitter @Rymstof2. Ons is nog besig met die Instagram, goed. Maar as jy ons wil boek, Legacy Events is nou besig om ons en Aram as 'n package deal te verkoop. En ja, oral kyk rond Legacy Events. As jy wil uitvind oor ons PR-werk ook Starbus Promotions, ja, check op Facebook. Ons is daar. Like my. It's beautiful. Ja, ek dink dit is goed. As ek een van my weirdste vrae nou, hoe lyk my Afrikaans? My eerlike opinie is, my Afrikaans sal ek sê eerder
Dat is nogal 'n confusing vraag. Ek hou actually daarvan. Soos ek kom sê, ek voel dat my musiek is hoe my Afrikaans lyk. As jy die manier ons lirieke gebruik en die manier hoe ons woorde uitspreek om 'n boodskap oor te kry, nie deur middel van basies Afrikaanse woorde nie, maar om jou bietjie jou gedagtes laat gaan, jy weet, soos die elips. Sal ek sê my Afrikaans is lyk baie mooi. Jou lag weer galm, maak potjes in my siel. My gunsteling Afrikaanse woord, ek hou van beeldskoon. Beeldskoon is een van my vibes. Ek weet nie, ek dink is die eerste woord wat ek hoor. En bevange. Ek dink actually bevange is. Ek het by my tannie gehoor, het eendag my sê iets is bevange en ek dink ek was 12 jaar oud, ek het nie geweet wat die woord beteken nie, maar dit is vir my nogal baie mooi geklink. En so ja, ek sal sê beeldskoon en bevange. Ek dink as jy sê iemand is bevange, dan sê jy like daai persoon of jy dink daai persoon is net ongelooflik, jy weet. So ja. Jou lag weer galm, maak potjes in my siel. Ek het my gunsteling uitdrukking is leef soos 'n kreef. Dis my eie uitdrukking wat ek opgemaak het, maar iewers gaan iemand dit vat en iewers gaan iemand dit gebruik of dit nou by afrikaans.com is #leef soos 'n kreef. Ja, leef soos 'n kreef vir die mense wat nie weet wat dit beteken nie. Ek het eendag, ek het dit letterlik net opgemaak en toe besef ek actually wat dit beteken. Dis jy dink somtyds as jy dink dinge is vir jou moeilik en jy sukkel om jy weet nie wat regtig om te doen nie, dan gaan kyk jy actually na 'n kreef. 'n Kreef lê in daai watertank en hy weet hy gaan geëet word, maar jy sien hom nie spartel in daai water nie. So ja, dis maar leef soos 'n kreef. Vir jou gewens,